Môre kan jy glo, hierdie is amptelik die laaste boodskap van 2020 wat jy gaan ontvang, van my af ten minstens. En nou dan is die jaar alweer verby, dan tel ons nog iets so 'n paar dae aan, en dan begin 2021. So kom ons hoop, ons glo, ons vertrou, 2021 is virusvry, en 'n beter jaar as 2020 in daai opsig. So goed, vrede voorspoed vir julle. Ek sal seker weer iewers te gesels so op WhatsApp vir die wat daar kan dit kry en so, maar andersins vrede voorspoed vir die jaar. Mag dit 'n wonderlike en 'n goeie jaar wees wat voor lê, so met hierdie laaste paar dae wat jy gaan aftel na 2021 toe. Kom ons begin. Ons tema vanoggend is Jesus Christus ons Here, en ons gaan 'n bietjie daarna kyk, maar kom ons begin eers met 'n wotum, seëngroet, en dan sing ons lekker lied 350 saam. Wonderlike Vader, ons loof en ons prys U dat U in ons lewens is. Ons sê vir U dankie dat ons U kan ken, en ons sê ook dankie dat U ons God en ons koning is, maar dat U meer as dit is. In alle opsigte voorsien U en sorg U vir ons, en ons kan dit elke dag in ons lewens beleef. Here, dankie dat ons in 2020 kan terugkyk, en dit voel baie keer soos 'n stamperige jaar, en 'n die mekaar jaar met baie frustrasies en irritasies, maar dankie dat U in daai tyd ons hand kom vat het, vir ons kom dra het, vir ons bygestaan het, ons kom vertroos het, wat dit ook al was, dat ons U kon ervaar as die Here van ons harte ook. Ons loof en ons aanbid U, Here, en ons wil uitkyk vorentoe, as dit U wil is, ons weet nie hoe lank vorentoe nie, hoe ver vorentoe nie, maar so ver as ons hier op hierdie aarde is, wil ons hand aan hand met U stap, saam met U wees, en uitkyk na 'n wonderlike pad wat U met ons het, en uitsien ook na 'n toekoms vir ewig saam met U. Aan U kom toe al die lof, al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Sing lekker saam. God en Heer, aan die konings bind ons Heer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom red hul van die dood. Hul wat in hom glo hom aanneem, die verlos hy uit hul nood. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings bind ons Heer. Eenmaal sal hy as die regter in sy konings majesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings bind ons Heer. Ons gaan saam lees uit Lukas uit. Ons het mos nou nog so in die Kersgevoel, al is ons op pad na die nuwe jaar toe. Ons dink aan Jesus en wat hy alles vir ons beteken met sy koms. En na Kerstyd dan stap ons ook nader aan die Paastyd ook weer wat volg en so, en alles weer tussendeur ook. So, wat 'n wonderlike geleentheid, en dan fokus ons nog meer op Jesus nog in daai tyd ook verder. Maar dan, terwyl ons nou aan die einde is, kom ons kyk 'n bietjie hierso Lukas 2 vers 1 tot 20, en dit is baie interessant hierdie, en ek moet nou, voordat ek begin, dankie sê vir Ron Mertoya, wat hierdie vir my kom uitwys het met 'n boek wat ek gelees het van hom, en hier kon geleen het by hom en 'n bietjie gebou het daaraan, so ook iets raak te sien en iets te besef, wat ons vandag met mekaar gaan deel. Maar kom ons lees, in daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig, dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind, toe Cyrenius gouverneur was van die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan,
Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis van die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie nag, ons ken nou daai gedeelte ook, wat daar was en dan gekom het, en wat ook moes hoor later, dat hy die verlosser is, die redder van die wêreld, en dan sien ons daaraf ook dat hulle gaan en God gaan loof en prys. Goed, ek wil vir jou 'n stukkie lees, luister 'n bietjie aandagtig na hierdie stukkie, en dink 'n bietjie as jy daarna luister, aan wat of aan wie laat dit jou dink. Die voorsienigheid wat die hele wêreld van ons lewe gerig het, met ywer en besorgdheid, het die mees volmaakte einddoel vir die menslike lewe georden, deur dit aan hom te gee. So die voorsienigheid wat die hele wêreld vir ons lewens gerig het, met ywer en besorgdheid, het die mees volmaakte einddoel vir die menslike lewe georden, deur dit aan hom te gee. Deur hom te vul met die deeg, om die werk van 'n weldoener onder mense te doen, en deur hom, soos dit was, as redder te stuur, vir ons en diegene wat na ons gekom het, om oorlog te staak, om vrede oral te bewerk. Die geboortedag van die God was die begin vir die wêreld van die evangelie, aan die mense wat deur hom gekom het. So ek het gesê, wie laat dit jou dink? Wie se geboorte aankondiging dink jy was dit hierdie gewees? Die tweede vraag wat ek vir jou wil vra is, watter woorde sal jy uitlig wat vir jou besonderse betekenis het as jy na hierdie stukkie kyk? So wie se geboorte aankondiging was dit, en wie dink jy wat se woorde staan vir jou uit? Nou goed, ek kan jou glad nie blameer nie. As jy gesê het of gedink het, hierdie moet verwys na Jesus Christus, die Messias se geboorte. Want ons kry woorde wat vir my uitstaan soos weldoener, iemand wat 'n verlosser vir die hele wêreld is, selfs die woord God wat gebruik word, dat hy hierdie God gekom het, en oorlog gestaak het, ensovoort. Baie dinge wat met Jesus Christus in verband gebring word, as ons die woord van die Here lees. Maar, ongelukkig, gaan ek jou dalk nou moet teleurstel, maar dit is nie. Interessant genoeg staan hierdie op 'n inskripsie, en is dit die aankondiging van keiser Augustus se geboorte. Toe hy gebore is dit geskryf en van hom vertel, en van wat hy gaan doen as die redder, die een wat oorlog vrede bewerkstellig en oorlog stop ensovoort, selfs beskryf as 'n God, en die woord evangelie, wat die goeie nuus is, word rondom hom geskryf. En dis alles hier rondom die tyd wat Jesus Christus gebore word, is eintlik so ongeveer 9 voor Christus, en op 'n kliptablet geskryf in die stad Prien. So amptelike geboorte aankondiging van Octavianus, of alhoewel keiser Augustus. Wat sê ons hieroor? Wat maak ons hiermee? Ek dink wanneer ons dink aan Jesus se geboorte, en ons lees tekste soos Lukas 2, vers 10, dan sê ons vir onsself, Jesus is eintlik die koning en die Here. En dis 'n uitdaging aan die keiser wat homself as God verklaar het, want dis wat gebeur het, van Octavianus se tyd af daarna het elke ander keiser gegaan en gesê, ons is God. En hier's 'n uitdaging aan die keiser, uitdaging aan enige mens vandag, ook enige regerder vandag, wat homself as 'n God sal sien, en sê, ek is die redder, vergeet van God. Hier's 'n uitdaging. Lukas 2 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle die goeie tyding, dis die evangelie, dis die goeie nuus, dis wat die woord evangelie voor staan, van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore. Wie is hierdie verlosser? Nie keiser nie, nie Augustus nie, nee, Christus, die Here. Hy is die verlosser. En ons kyk na ons Matteus 2 vers 2 teks, wat hy ook nie moet vergeet nie, waar die wyse manne gekom het en gevra het, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom, en ons het gekom om hom hulde te bewys.
koning van die Jode, maar ook koning van die wêreld. Hy is die koning. En onthou, Herodes was nogal so 'n bietjie krapperig toe hy die woorde hoor, want dit het nie net sy gesag aangevat nie, maar hy was ook so 'n bietjie in verhouding met die Romeine, so dit het ook so 'n bietjie die Romeinse gesag bevraagteken. Jesus se geboorte aankondiging, 6 dekades later, klink presies soos keiser Augustus sinne. Maar deur die woorde van engele kom Jesus se koningskap tot reg, en word daar ook eintlik gesê dat hy Here genoem is. Hy is die eintlike ware Here, die ware God. En daag het hierdie koningskap, hierdie keiserskap van die keiser uit. Wat sê keiser Augustus is nie die ware koning nie, maar Jesus Christus is. Ons kan nie as keiser Augustus dink as 'n God en 'n Here van mense nie, want hy kan nie soos die Messias, soos Christus, soos die ware Here verlosser bring en kom heers en kom red nie, op die wyse wat Jesus dit gedoen het nie. Die regte goeie nuus is dat Jesus Christus gebore is. En Paulus stel die saak vir ons nog baie duideliker, wanneer ons in Romeine 1 vers 1 tot 4 lees, van Paulus 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. Lang voor hierdie inskripsie daar in Prien was, is dit al deur die profete aangekondig, dat Jesus Christus die redder sal wees. En hy sê, en dit handel oor sy seun, as mens is uit die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. Onthou nou, hulle het vir die keiser ook gesê, Kurios, keiser Kurios, die keiser is Here. En hier is hierdie uitdaging, sê, Jesus Christus is Here. Die wyse manne kom na Herodes toe en sê vir hom, ja, Jesus Christus is Here. Nie jy nie, jy kan maar vergeet dat jy dink, jy's koning, jy's redder, of jy's so belangrik. Daar's iemand anderste, wat vir ewig sal regeer, soos wat jare terug gesê het, sal hy regeer, oor geslag en geslag. En dis wat ons hier moet raak lees. Interessant is, Paulus ook hierso skryf, in sy brief, dan moet ons weet, hy skryf ook aan die keizer, as hy dit daar skryf, in Romeine ook, skryf hy, in Romeine, Rome is die hoofstad, waar die keizer gesetel was in die tyd wat Paulus skryf. Dit is natuurlik lank na keizer Augustus, maar ek het nou gesê, al die keisers daarna het hulle self as gode gesien, en 'n godheid in hulle self gesien, hulle het selfs gevra dat hulle aanbid moes word. Baie van die Christene is ongelukkig vervolg, omdat hulle geweier het om die keizer te aanbid. Paulus kom en hy skryf aan die gemeente van Rome, 'n brief word gesirkuleer as 'n amptelike brief, enige een sal hom kon in die hande kry en kon lees. En Paulus sê, daar in Rome sê hy vir die mense ook, Jesus Christus is Here. Dit moet ons hier raak sien. Vat die keiser aan. Moenie glo dat die keiser vir jou kan help, aardse redders vir jou kan help nie. Weet dat Jesus die ene is wat jou kan red. Dis die een wat opgevaar het na die hemel toe en weer terugkom om ons te kom haal. En dan sien ons ook, daar's ook weer 'n Jesaja teks wat in die Bybel ook voorkom. Wat vir ons sê, hoe wonderlik, dis weer eens die evangelie hierdie. Hoe wonderlik, ek praat nou van die woordjie evangelie wat mense moet raakloop. Hierso staan Jesaja 52 vers 7, wonderlik klink die berg op die berge, die voetstappe van hom wat die goeie boodskap, die evangelie bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig vir Sion, sê, jou God is koning. En Paulus sê, die God wat koning is, weer eens is Jesus Christus. Wat beteken dit vir ons? As ons hierdie lees, as ons hierdie tekste lees, dan sê dit vir enige iemand, wat dink daar met 'n ander redder wees, wat hulle hoop op wêreldse mense sit, hulle hoop miskien op hulle self, hulle hoop op die leiers sit ensovoorts, dan is hierdie uitdaging vir mense te sê, loop oor na Christus toe, kom na Christus toe, dis die enigste ene, wat vir jou regtig kan help en jou regtig kan verlos. En kan red van die ewige verderf. Paulus sê nog verder, luister hierso Romeine 3 vers 21, maar nou die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid vir almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Amper wil ek nou hier invoeg, selfs die keiser, selfs die koning, selfs die president, selfs die leiers van lande, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie.
maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Maar hy het ook getoon dat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Luister mooi na hierdie woorde. Paulus skryf dit lank nadat Jesus gesterf het, lank nadat hy gekom het. Nie so baie lank soos nou nie, maar 'n hele rukkie daarna, en hy sê in die teenswoordige tyd. En ek wil vir jou sê, as jy hierdie gedeelte lees, en dan hoor jy dit, en dan sê dit ook van nou in die teenswoordige tyd. Keiser Augustus het 'n kort tydjie gehad, het hy ook maar gesterf soos 'n mens, en daar's geen opskrywing of getuienis dat hy opgestaan het uit die dood, soos Jesus die dood oorwin het, of selfs vir die sonde gesterf het, of wat ook al nie. Maar Jesus Christus se dood, was vir nou ook in die teenswoordige tyd vir ons betekenis. Die Hebreërskrywer sê, Jesus Christus is die een wat gister en vandag dieselfde is tot in alle ewigheid. Sluit aan by God die Vader, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die een wat was en wat is en wat sal wees. Daai vryspraak is vir ons ook vandag nog steeds geldig. Hy oordeel regverdig deur hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes, gebed en smeking, en met danksegging aan God bekend. En dan, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes waghou in Christus Jesus. Keiser Augustus kon net vir 'n kort tydjie vrede gee. Dit was nie lankie toe skeer die Romeinse ryk, en daar's oorloë en opstande en so meer wat plaasvind. Vandag nog is daar wêreldse opstande, onrustigheid. Die enigste vrede wat ek en jy kan hê, is die vrede wat Christus vir ons gee, wat juis vir ons sê, dit gaan alle verstand te bowe, juis te midde van onstuimigheid, juis te midde van onrustigheid in jou hart, of van die wêreld, of dinge wat gebeur, is die een wat ware vrede vir ons kom gee, Jesus Christus die Here. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry, van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer gegee, deur wie die ewige gees aan God, deur die ewige gees aan God geoffer. 1 Petrus 1 vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. 1 Johannes 5 vers 20, ek lees dit, want ek wil vir jou sê, dis nie net Paulus nie, dis nie net Matteus nie, reg deur die Bybel, Ou tot Nuwe Testament, is daar getuienis, dat Jesus Christus die Here is, die enigste een is wat kom red, die enigste een wat vir ons nuwe lewe gee, die enigste een wat vir ons vrede gee, die enigste een wat vir ons hoop gee, en so meer, is Jesus Christus, niemand anders kan dit doen nie. 1 Johannes 5 vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het om ons verstand gegee het, hy gee vir ons die insig om te verstaan, gegee het om die ware God te ken, sodat ons 'n verhouding met God kan wees, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. As jy nie in Christus is nie, sê Johannes, is jy ook nie in God nie, want die Seun is in die Vader in die Seun is soos ons ook in die Vader en in die Seun, en hy ook in ons. Hy is die ware God, Jesus Christus. Hierdie volgende laaste versie verwys na Jesus Christus, wat self God is. Hy is die ware God, niemand anders nie, en die ewige lewe. Hy getuig ook Johannes verder in Openbaring 1 vers 5, hy sê, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed vir ons sondes verlos. Daar's nou nog net een vraag. Daar's net een vraag wat nou oorbly vir elke ene van ons, om vir onsself net af te vra, 'n bietjie ondersoek te doen en seker te maak, en daai vraag is, wil ek en jy, wil ons dan 'n ander koning en Here vir ons lewens hê as Jesus Christus, die enigste ware koning en Here? Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat U Here vir my lewe is. En as ek nou aan hierdie dinge dink, en ek dink hoe baie keisers en sogenaamde redders van die wêreld na vore gekom het, en dit aanvanklik baie mooi geklink en mooi gelyk het, en dan gaan lees mens in die geskiedenis hoe baie van hulle op 'n agteraf manier hulle mag behou het, mense doodgemaak het, mense gedreig het, en so meer. Hier dan besef ons net, U is so 'n wonderlike God. U kom
nie dreig nie. Johannes 3 vers 16-17 wat sê, God het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. U het gekom om te soek die wat verlore is. U kom reik 'n hand van versoening uit, van genade, van liefde. En die wat die hand vat, word gered en bygevoeg as deel van u kinders, as deel van die koninkryk, van die ewige koninkryk, die ewige verbond. U kom tree met deernis en liefde op, Here. En dat ons dit in ons harte kan besef, waar ons hier voor die deur van 2021 staan, ons weet nie, gaan ons in daai deur op hierdie aarde ingaan en die nuwe jaar sien nie, nie een van ons kan dit sê nie, maar ons staan so op die deur, op die drempel, amper op pad soontoe, wil ons verklaar en sê, Here, dat U ons Here en Verlosser is, ook vir die paar dae wat oorbly van 2020, vir die dae wat sou wees in 2021, maar ook daarna. Dankie dat ons weet, ook daarna, dat as alles nou eindig en stop vir my hier op die aarde, dan is daar ook 'n ewige lewe, 'n ewige hoop, 'n lewende hoop, soos Petrus ook sê. Dankie ook daarvoor, dat dit vir my 'n werklikheid en 'n waarheid kan wees, en dat ek dit sal uitleef en sal getuig. Here, ons bid en ons sê, Here Jesus Christus, U is die Here, U is koning, alleen U, niemand anders nie. Amen. Ons sing lekker saam, lied 353. Wonderlike nuus en hierdie goeie boodskap, die evangelie van hoop, kan dan nou vir jou vrede wees wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede kom van die Vader, van die Seun, Jesus Christus, die ware God en Koning, en van die Heilige Gees wat in jou hart kom woon en kom bevestig en vir jou een maak met God, sodat jy kan weet dat dit werklik waar is, kan vashou in hierdie hoop. Vrede vir jou. Amen.